Hallo julle, ek is Alries en hierdie is my winkelspruit storie. So ek het nog altyd geweet dat die Here bestaan, maar ek het nooit geglo dat hy werklik hier is nie. En na hierdie hele week by winkelspruit, kan ek vir julle sê, alles in my lewe het verander. So ek het na die kamp toe gegaan met die mindset dat die Here nie met my wil praat nie, want ons belangriker mense met wie hy sy tyd sal deurbring. So die eerste aand wat ons daar aangekom het en die volgende dag was baie moeilik vir my gewees, want ek was nie gewoond daaraan dat daar mense, so baie mense om my is, wat presies dieselfde is as wat ek voel nie. Maar na die tyd het daar regtig baie verander, en die video gaan baie lank wees as ek oor alles praat wat hierdie week gebeur het, so ek gaan dit so kort as moontlik probeer hou. Ek het die ongelooflike voorreg gehad om die amazingste kamer te hê, en die amazingste groepleier, en ons het vir Moskie, en ons daar Mosquito genoem, so sy was ons kamerleier gewees, en ek moet sê, as dit nie was vir my kamer en die amazing leier wat ons gehad het nie, dink ek nie ek sou hierdie storie nou vir julle kon vertel nie. Maar hulle het my baie raad gegee, na die eerste aand, want dit het gevoel of ek nie daarin pas nie. En toe van die eerste oggend met die Bybelstudie op die strand, het God rustig met my begin praat. So elke keer het ek my Bybel oopgemaak en ek het die versie gaan soek en dan het ek eers gebid. En elke keer as ek my oë oopmaak, dan was die Bybel op 'n ander plek oop gewees, of daar was bladsy gevou. En ek vou nie my Bybel nie, en hy is in daai hele weer daai Bybelsakkies wat so toegezip is. So dit was die Here se manier om saggies eers met my te begin praat. So elke oggend het ek ander stukkies gelees, en dit het heeltyd gegaan oor wat ek die vorige aand vir my kamermaats gesê het, hoe ek voel en wat in my lewe aangaan. So dit was al klaar vir my amazing geweest. Maar ek het nog steeds hierdie leemte gehad, want almal in my kamer kon vertel wat so groot goed die Here vir hulle doen, hoe hulle encounters het met hom, hoe hulle woord kry, al daai goed, en ek het gedog ek is nie belangrik genoeg vir dit nie. En toe die een aand, die tweede aand wat ons daar was, of die tweede aand wat ons daar was, het ek in worship net begin huil. My hart het net heeltemal oop gegaan, en van daai aand af, het dit gevoel asof ek daar hoort. En verder het ek elke keer in worship, ek het my oë uitgehuil, of weet ek nie eens hoekom nie, en dit het gevoel of die Heilige Gees my soos begin vervul het. En die een oggend, die derde dag wat ons daar was, het ek my eerste woord gekry vir iemand. En ek het glad nie geweet wie dit is nie, ek het net 'n naam en 'n van gehoor, maar ek kon sien hoe dit gespel was. En ek het toe ons klaar was met die worship, ek het ook nie eens geweet as die Here met my praat nie, ek het gedog ek is besig om mal te gaan. En toe, na die worship, toe het ek al gaan opsoek op Instagram, en toe sien ek sy is by die kamp, en toe wou ek nie na toe gaan nie, want wat as sy dink ek is weird. En so het ek dit meer op myself gehou, en gesê, maar ek sal eerder later met haar praat. En toe 'n dag later, toe het ek besef, ek moet vir haar gaan sê wat ek vir haar moet sê. En dit was toe die begin van alles gewees. Want nadat ek die eerste profetiese woord wat ek gekry het, gaan oorgee het dit net al hoe meer en meer gebeur. En dit was elke keer ek wat name en vanne hoor, en presies hoe dit gespel was. En dan was die mense daar gewees. En ek het ook baie vinnig, het ek soos die in my hart gekry, dat ek vir mense moet gaan bid. En sodra ek na hulle toe gaan, hulle approach en gaan bid, en ek vat aan hulle skouer, of ek staan net naby hulle, dan kan ek dadelik soos voel wat in hulle lewe aangaan en hoekom ek vir hulle moet bid. So die Heilige Gees het my so baie gelei hierdie hele week om al hierdie te doen. En ek het eers geweet, dis moontlik nie. Ek het eers geweet van iets soos gawes voordat ek na die kamp toe gegaan het nie. En toe het ek soos op die wonderlikste maniere het ek myne ontwikkel. En elke keer by die worship sessies het dit ook net elke keer soveel meer gevoel asof ek my hart vir die Here kan gee. Van iemand wat net stil staan. Ek het nie geweet wat om te doen daai eerste dag nie. Ek het so skaam gekry. Ek was soos, maar wat gaan die mense dink en dit? Na die laaste aand wat ek my longe soos ek het my stem weggesing daar laat staan. En dit voel of ek so groot journey gehad het deur hierdie hele week. Dit is amazing om te dink dat een week mense lewe soveel kan verander. En al die goed wat ons oor gepraat het, wat ons gehoor het my soveel insig en soveel wysheid gegee. En van toe af, ek was ook baie stil gewees. En toe, vandat ek daai eerste aand net my hart heeltemal oopgemaak het vir die Here, het ek soveel begin praat. Ek het
almal se oorbraakkamp van hulle afgepraat, want ek kon nie net ophou praat oor wat die Here vir my doen, en alles wat ek ervaar en beleef nie, want dit was so nuut vir my gewees. En dit het regtig net my hele lewe en alles, hoe ek oor alles gedink het dit verander. En die laaste dag wat ons daar was, toe dan net nog meer goed gebeur, en al my probleme wat ek mee gesukkel het, ek het vir jare lank baggage saam met my gedra, en ek het nooit geweet hoe met dit te deel nie. En ons het oor iets gepraat wat baie home gehet het vir my, en wat baie persoonlik vir my was. En toe het ek ook in daai sessie, in daai preek, het ek die Heilige Gees so ontmoet, en ek het die Here so ontmoet, dat ek heeltemal vry gevoel het van goed wat al 17 jaar lank saam met my gaan. En ek het toe dadelik op daai tyd besluit, ek wil weer herdoop word in Winkelspruit, en ek wil my ou lewe heeltemal daar los. En toe het ek die voorreg gehad om die heel laaste dag, na die Bybelstudie voor ons gery het Mosquito, van Moskie, my kamerleier, het my toe gedoop. En van daar af het dit net amazing gegaan. Ek kan nie op 'n praat oor die Here nie. Ek kan nie op 'n praat oor hoe hy my gered het in Winkelspruit nie. Want ek het met die leegste hart, met die seerste hart daartoe gegaan. En ek is regtig nou 'n nuwe mens. Partykeer dink mens ook dat die Here net 'n groot wonderwerk met jou werk. Soos groot woorde praat so loud hoef te wees. Maar partykeer mis mens ook die klein goedjies wat hy doen. En ek dink dis hoekom ek ook my reis begin het met die Bybel. Dit het klein goedjies wat gebeur het, dat die Here net sê en fluister oor jou, ek is hier, ek sien jou raak en jy is myne. En van toe af toe kon dit net opwerk. En soos wat die Here goed in my hart reggemaak het, het hy my toe begin gebruik om ander mense ook hierdie hele week lank te help. En dit is net amazing hoe goed en hoe groot ons God is.